as hy. Goeiemôre broers en susters. Ek moet vir u sê hartlik welkom vanmôre hier by die erediens. Maar dit is vir my ook 'n groot voorreg om dan die eerste keer as dominee van Burgersdorp hier te wees. En ek en Rika sien regtig geweldig uit daarna om u te bedien met die woord van die Here. En mag die Here ons seën dat God altyd meer word, dat ons minder word en dat ons met groot verwagting uitsien na die koms van ons Here Jesus Christus. Baie welkom aan almal van u hier. En ek wil tog in besonder vanmôre ook 'n groot ou vriend van my, Johan en Anita Legrandsie, welkom heet. Hulle is hier van Sonskyn, maar bly in Kimberley. Ons het saam dienspligjare gedoen. Dankie Johan dat julle hier is. Ons waardeer dit baie. Baie dankie. Afkondigings wat hier is, hierdie komende week verjaar Ilse van Heerden, sy verjaar vandag. Is Ilse hier vandag? Ek sien haar nie. Ek ken haar nie, sy met haar hand opsteek. En dan Gerda Henning verjaar môre. Hulle is 'n bietjie weg vir die naweek. En dan Abraham Marx verjaar die 24ste en Richard de Skande verjaar die 27ste. Van harte geluk vir hierdie broers en susters. Mag hulle ook die seën van die Here op die nuwe lewensjaar ervaar. Die kollekte onder die diens gaan vir barmhartigheid. Soos gewoonlik is dit vir almal wat swaar kry in die gemeente. En dan by die deure vir die emeritaatsfonds. Dan lief en leed. Abraham Marx gaan Dinsdag vir toetse. Ek het hom besoek. Ek dink hulle is baie rustig daaroor. En dan is ons dankbaar, Danel van HB was in die hospitaal. Hulle is terug en dit gaan baie, baie beter. Ons is baie dankbaar daaroor. En Suster Mariet van Wyk se tante is oorlede. Waar sit Mariet hulle? Daar agter. Hulle is so beskroomd. Mariet, baie sterkte vir julle. Die begrafnis is Dinsdag, komende Dinsdag. Baie sterkte en troos vir julle ook toegebid. En dan Rensha was in die hospitaal gewees en dit gaan met haar ook beter. En dan baie belangrik, die kateksasie kinders behandel vandag les 10 en die kinders wat hier is, ons open by die orgel. Ek gaan ook daar by julle wees. Ek dink dit is al die afkondigings. Kom ons begin ook ons erediens en dan verklaar ons openlik in wie se naam ons hier by mekaar is. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal daar vir ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in ewigheid. Maar die Here groet ons ook met sy groetseën. Genade vir julle
en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons loof en prys die Here vanmôre almal saam. Ons sing uit Skrifbreuming 1:2. Ons sing vers 1, 2 en 3. Prys hom die hemelvors op sy verhewe troon. Loof hom aan wie die hemelkoor hul hulde steeds betoon. Aan hom die Skepper Heer, kom toe die eer en mag. Sy woord het alles voortgebring, roem ewig sy gesag. En hierdie lofprysing is ook deel van Openbaring 5, waaruit die prediking gaan kom, ook die engele, wat in hulle miljoene der miljoene in hierdie engelekoor gesing het. Skrifbreuming 1:2, ons sing vers 1, 2 en 3, en daarna kan jy bly staan vir die geloofsbelijdenis. Prys hom die hemelvors op sy verhewe troon. Loof hom aan wie die hemelkoor hulde steeds betoon. Aan hom die Skepper Heer, kom toe die eer en mag. Sy woord het alles voortgebring, roem ewig sy gesag. Loof hom die Lam van God, want hy is vir ons geslag. Hy het ons met sy bloed gekoop, besing sy reddingsmag. Elke stam en taal het hy ons vrygemaak. Sy koninkryk, sy priesterdom, dit het hy ons gemaak. Lof, eer en eerlikheid, die wysheid en die krag, behoort aan God daar op die troon en aan die Lam geslag, tot in die ewigheid sal ons die lied laat hoor, die hele skepping oral oor, roep amen in 'n koor. Kom ons bely saam met die kerk van al die eeue. Ons bely ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gesterf het en begrawe is, en wat die lyding van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges,
die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en in 'n ewige lewe. Jy kan maar sit. Nadat ons onsself verootmoedig het voor die Here, geluister het na die wet van die Here, gaan ons saam sing uit Lied 241, die eerste en die tweede vers. Dit is ook 'n skulderkenning van ons sondes en ook 'n bede vir versoening. Ons luister na die wet van die Here soos ons dit ook vind in Deuteronomium 4 en 5. Deuteronomium 5 in besonder. Moses het die hele volk bymekaar geroep. Hy het vir hulle gesê: Israeliete, julle moet luister na die voorskrifte, die bepalings wat ek vandag hier in julle teenwoordigheid afkondig. Julle moet dit leer, dit gehoorsaam en julle moet daarvolgens lewe. Die Here ons God het by Horeb 'n verbond met ons gesluit. Dis nie met ons voorvaders met wie hy hierdie verbond gesluit het nie, maar ons almal wat hier is en nou lewe. Ja, met julle persoonlik het die Here op die berg uit die vuur uitgepraat. Ek, dit is Moses, het destyds tussen die Here en julle gestaan, om die gebod van die Here aan julle deur te gee, want julle was bang vir die vuur, en julle het nie teen die berg uitgeklim nie. En dan die 10 gebooie. Die Here het gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal diegene wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag, of jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê, sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuies teen 'n ander getuig nie, jy mag niemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. En dan die Here het by die berg al hierdie gebooie duidelik hoorbaar aan julle hele gemeente gegee, uit die vuur en uit die stuk donker wolk uit. En toe het hy stil gebly. Daarna het hy dit op 2 plat klippe geskryf en dit vir Moses gegee. En dit is wat ons ook in die Bybel kry en wat ons ook elke Sondag aanhoor. Ons antwoord die Here
op die wet uit skrifbrei, uit lied 241 vers 1 en 2. Troue Here van my lewe, God by wie ek vrede vind, Vader wat my skuld vergewe, dankbaar liefde as u kind, vrees vir straf laat my nie weifel, want u liefde laat geen twyfel. Ja, ek weet in sonde smart, u is trooster van my hart. U die kenner van ons harte, sien my skuld en ken my nood. Ek treur vol berou en smarte, want my sonde bring die dood. Ja, u sien my hartse wonde, sien my ly oor al my sonde. Christus voor u staan, deur sy bloed neem u my aan. Ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, ons wil opnuut vanmôre u lof verkondig. U erken as ons God en Koning. Ons wil u naam altyd loof, altyd prys. Maar nie net vanmôre op hierdie Sondagmôre nie, maar ons wil dit elke dag van die week doen. Ja, elke dag wil ons u loof. Elke dag wil ons u prys. Want u is groot. Aan u alleen kom al die lof, al die aanbidding toe. U grootheid is ondeurgrondelik. En ons kan ook nie anders nie, as om te getuig van u grootheid, van u almag, van u liefde, u trou, u barmhartigheid, u regverdigheid. Ons kan nie ophou om te getuig van u majesteit nie. En ons wil u ook vanmôre weer eens dank, omdat ons as gemeente by mekaar kan wees. Omdat ons hier u kan erken, u kan bely, maar dat ons ook in u magtige teenwoordigheid as gemeente ons sondes kan bely, ons afhanklikheid van u, en dat ons voor u kan kom in aanbidding. U is genadig, u is barmhartig, u is vol van liefde. En daarom wil ons ook bid, o Here, waar ons vanmôre u woord gaan oopmaak, dat u ook by en met ons sal wees. Wil u ook ons harte ontvanklik maak vir u woord, sodat ons sal verstaan, gelei en vertroos sal word deur u woord. Maar wil u ook deur die Heilige Gees kragtig in ons inwerk, sodat ons ook in hierdie uur
ons gedagtes op U kan rig, om U te loof en te prys, om van U te leer, en om ook so die week te kan begin in U naam. Gee ook dat ons die woord oopmaak, en die boek Openbaring is en bly 'n verborge boek, 'n moeilike boek, ook om te verklaar. Gee dat ons reg sal verstaan. Berei ons harte voor soos goeie grond waarin die saad sal val. En verander ons klipharte in harte van vlees. Neem weg ons eie geregtigheid, ons selfvoldaanheid, ons hoogmoed, ons trots. Maak ons klein en afhanklik voor U. En gee dat hierdie erediens ook 'n ware feesdiens sal wees, 'n vreugde tot U eer, tot U verheerliking. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Soos ek gesê het, ons gaan vanmôre die woord van die Here oopmaak by die boek Openbaring, maar voordat ons gaan saam lees uit Openbaring, kom ons sing met die oog op die prediking uit Skrifbreiming 5:3, die eerste en die tweede vers. Dis juis die beruiming ook van ons skrifgedeelte, aan U, o Lam van God, 'n nuwe lofgesang, want U is waardig om die wonderboek te ontvang. Skrifbreiming 5:3, die eerste en die tweede vers. Aan U, o Lam van God, 'n nuwe lofgesang, want U is waardig om die wonderboek te ontvang, en op te breek die boek van toekoms en verlede, en van wat word geskryf van Gods verborgenhede. U is waardig alleen, omdat die werk volbracht is. Toe U as offer vir ons sonde skuld geslag is. U het van die hemel hoog op aarde neer wou daal, en ons vir God gekoop uit alle volk en taal. Die losprys was U bloed wat vir ons gestort het, waardeur ons rein gewasse priestervolk geword het, en konings in die ry van onverstoorbare vrede, om God te dien en eer en eindeloos eeuwighede.
Broers en susters, toe ek in Centurion die afskeidspreek gelewer het ek uit Openbaring 4 gepreek. Nou Openbaring 4 en 5 is nou aan mekaar verbonde. In Openbaring 4 lees ons van Johannes, onthou hy was op Patmos, en daar het hy die boek Openbaring geskryf. En toe hy daar was in Openbaring 4, lees ons, het ek Johannes die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is, en die stem soos die geluid van 'n trompet, wat ek die eerste keer met my hoor praat het gesê, kom op hierheen, en ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur. En onmiddellik is ek deur die Gees meegevoer. So Johannes is in die Gees meegevoer, of dit regtig liggaamlik was, glo nie, dit was in die Gees. So die hemel was so 'n skreefie vir hom geopen, en toe hy daarin kyk, sien hy 'n troon. En op die troon sit iemand met 'n hoofletter. Dit moes God gewees het. Maar niemand kan God sien en bly lewe nie. En dan lees ons in Openbaring 4 hoe die 24 ouderlinge hom aanbid het, hoe die 4 wesens hom aanbid het, en hoe dat hulle aan hom die lof toebring. Dan hoofstuk 5, die verdere gesig wat hy daar gesien het. In die regterhand van hom wat op die troon sit, het ek 'n boekrol gesien, wat aan die voor en die agterkant volgeskrywe was, en wat met 7 seels goed verseël was. Toe het ek 'n sterk engel gesien wat met 'n harde stem uitroep, wie is waardig om die boek oop te maak en deur die seels daarvan te breek? Maar niemand in die hemel, of op die aarde, of onder die aarde was in staat om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Ek het baie gehuil, omdat daar niemand gekry is wat waardig was om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my, vir Johannes, moenie huil nie. Kyk, die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die 7 seels oopmaak. Toe het ek voor die troon wat omring was deur die 4 lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge, 'n lam sien staan. Die een wat geslag was. Hy het 7 horings en 7 oë gehad. Die 7 oë is die 7 geeste van God, wat oor die hele aarde uitgestuur is. Hy het toe gegaan en die boek ontvang uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En net toe die lam die boek neem, het die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n siter gehad en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak, en hulle sal oor die aarde regeer. Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja miljoene der miljoene. En ek het hulle hard hoor uitroep, die lam wat geslag was is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit, en aan die lam behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. En die 4 lewende wesens het gesê, Amen. En die ouderlinge het gekniel en God aanbid.
Ons gaan oor die hele gedeelte preek, maar dit gaan in besonder daaroor, die lam is waardig om die boek oop te maak. Nou geliefdes in ons Here Jesus Christus, wil jy ook graag weet wat die toekoms inhou? Wil jy ook graag weet wat gaan gebeur na die verkiesing? Wil jy ook weet wat is die toekoms van die kerk van die Here, en ek praat van die kerk, alle Christene. Maar wil jy ook graag weet wat is die toekoms van Burgersdorp Gereformeerde Kerk? Lees die boek. Wil jy die antwoord hê? Lees die boek. Maar hierdie is nie 'n storieboek of 'n ontspanningsboek nie. Hierdie is nie 'n blote boek van voorspelling wat vir ons dag en datum sê dit gaan gebeur in die toekoms nie. Hierdie is 'n boek, en ons praat van die boek wat in die regterhand van hom was wat op die troon gesit het, waaroor Johannes gehuil het. Want niemand kon die boek vat en oopmaak en lees nie. Dit was goed verseël met 7 seels. Niemand kon die boek ontvang nie. Maar God sit op sy troon. Dit sien Johannes in geesvervoering. Daar word nêrens beskryf hoe God gelyk het nie. Maar hy het iemand gesien en in sy regterhand die boekrol. En vanuit die hemelse troon regeer en beheer God alles in die hemel, alles op die aarde, alles op die see, in die see, onder die aarde. Dit het ons sopas gelees. En alles wat was, alles wat is, en alles wat gaan gebeur, is in die boekrol opgeskryf. Want God is in beheer. God bepaal alles. Hy het die agenda. Hy het die verloop. Hy het die ontplooiing van alles wat gaan gebeur en gebeur. Dis wat Johannes in geesvervoering sien. En in die Griekse taal is die woord vir boekrol biblion. Dit beteken 'n groot boekrol, 'n belangrike boekrol. In Openbaring 10 lees ons ook van 'n boekrol, maar dis 'n kleintjie waar Johannes die opdragte kry as 'n ware wat hy moet doen. En nou begin Johannes bitterlik huil. Die Griekse taal sê klaio, dis nie sommer net ween of saggies nie. Johannes huil, hy huil verbitterlik. Wat gaan gebeur? Wat is aan die gebeur? Hoekom kan niemand die boekrol oopmaak nie? En dis nie dat Johannes net nuuskierig is nie, net wil weet wat hou die toekoms in nie. Johannes wil weet wat gaan gebeur, wat het God in beplanning. Daarom huil hy bitterlik. Niemand kan die boek oopmaak nie. Niemand kan die boek vat en die toekoms voorspel nie. Wat staan in die boek? O geliefdes, God wil hê ons moet weet wat staan daar in die boek. Daarom is hierdie geskrywe. In Openbaring 4 en 5 neem as 'n ware ook 'n sleutelposisie, 'n belangrike posisie in die boek Openbaring in, want die hele boek Openbaringe, wat 'n baie moeilike boek is om te verklaar, en daar is al duisende boeke daaroor geskryf,
Party verkeerd, party met ootmoed. Maar die hele boek handel oor sewes. Hoekom 7? Hoekom 7 seels? Die volmaakte getal. 3, God die Vader, Seun en Heilige Gees, plus 4, die aardse volheid, noord, suid, oos en wes, 7, die volmaakte. Niemand kan die boek oopmaak nie. Maar, die boek is aan ons gegee, om te openbaar, wat al gebeur het, wat aan die gebeur is, en wat in die toekoms nog gaan gebeur. So wat hou die toekoms in vir jou, vir elkeen van ons persoonlik, vir die ouer mense, vir die kinders? Wat hou die toekoms in? Dit staan in die boek. Maar die boek is apokalipties, dit beteken 'n verborge boek. 'n Boek vol van simboliese beelde, voorbeelde. Maar tog is dit ook 'n geopende boek en bovenal 'n troosboek. Hoekom in God se regterhand? Of die iemand wat hy sien, die boekrol in sy regterhand? Want regs wys juis op die sterkte, op die mag. Die meeste van ons is regs, party is links, maar regs dui op die mag wat daar is. God is in beheer. God is nie magtig nie. God is almagtig. God weet nie party dinge nie. God is alwetend. God sien nie party dinge nie. Hy is alsiende. Dit lees ons in NGB artikel 1. Dis wat ons daar bely. 'n geslote boek. Maar die vraag is nie net wie kan die boekrol vat nie, maar wie kan die 7 seels breek? Wie kan die 7 seels breek? Want daar's niemand wat die seels kan breek nie, wat die boek kan oopmaak nie. Maar dit is 'n geopende boek. Want 'n sterk engel staan daar, 'n sterk engel tree na vore en hy vra: "Wie is waardig om die boek oop te maak?" En dan, broers en susters, die van u wat Bybels het, maak bietjie oop by Openbaring 6. Openbaring 6, vers 1. Ek het gesien toe die lam die eerste van die 7 seels oopmaak. En ek het een van die 4 lewende wesens hoor sê, soos 'n knal van 'n donderslag, gaan uit. Wie is waardig? Wie is in staat om die boek oop te maak? Nie die leeu uit die stam van Dawid nie, ja, dis dieselfde, maar die lam. Wie is die lam? Ek dink dit weet ons almal. Die lam van God, ons Here Jesus Christus. Hy wat na die kruis toe gestrompel het met 'n kruis op sy rug, gekruisig is. Hy, die lam, wat die wêreld gedink het is 'n swakkeling, 'n verloorder. Hy maak die boek oop. Hy is in staat. Want die 7 seels moet nou een vir een oopgebreek word. En soos wat elke seël gebreek word, word daar sekere sake aan Johannes, aan die kerk geopenbaar. En kyk nou 'n bietjie in die Bybel, Openbaring 6. Ek wil u aanmoedig om die Bybel saam te bring, eredienste toe, dat ons saam kan lees.
Die eerste seël word oopgemaak, Openbaring 6 vers 2. Ek het gesien daar was 'n wit perd. Wit dui op die oorwinnaar. Ons gaan nou nie oor alles vanmôre handel nie. In vers 4, die tweede seël word oopgemaak. Vers 3 en 4, daar het 'n ander perd, 'n vuurrooie uitgegaan. Die oorlogsperd. Miskien moet ons net heel eers sê, die oorwinnaar, die wit perd, Christus het oorwin aan die kruis. Hy het betaal vir die sonde. Hy was in die graf en die Satan het gejuig, hy het gedink hy het oorwin. En Christus het opgestaan. Hy het Satan oorwin. Hy is in die hemel. Die wit perd, die oorwinnaar, dis klaar. Dit staan vas en seker. Maar die tweede perd, die vuurrooi perd, die oorlogsperd. En nou raak dit al moeiliker om te verklaar. Want daar is baie oorloë, daar was baie, daar's vandag weer oorloë, en in die toekoms as die Here die aarde nog spaar, die mense, gaan daar sekerlik nog meer oorloë wees. 6 vers 5. Hy het die derde seël oopgemaak, en ek het die derde lewende wese hoor sê, gaan uit. Ek het gesien daar was 'n swart perd. Hy het 'n skaal in sy hand gehad. Dit word algemeen verklaar as die inflasieperd. Ekonomie, die finansies, die materiële dinge. Die vierde seël, 6 vers 7. Toe het hy die vierde seël oopgemaak, en ek het gesien daar is 'n valperd, die dood. 6 vers 9, toe die lam die vyfde seël oopmaak, het ek onder die altaar gesien van die mense wat doodgemaak is, omdat hulle aan die woord van God en aan 'n getuienis van Jesus vasgehou het. Die 6de seël, vers 12, ek het gesien toe die lam die 6de seël oopmaak. Daar het 'n groot aardbewing gekom, die son het swart geword soos rouklere, en die maan het heeltemal soos bloed geword. Die sterre aan die hemel het op die aarde geval, soos die navye van 'n vyeboom afval, as dit deur 'n sterk wind geruk word. Die hemel self het verdwyn, soos 'n boekrol wat opgerol word, en al die berge is uit hulle plekke geskit. Ons gaan nie verder lees nie, dit was die 6de seël. Openbaring 7, as jy kyk, is 'n tussenhoofstuk. Dit gaan oor die 144.000. Ons sê 'n tussenhoofstuk, want dit het nou nie met die 7 seëls te doen nie. Maar dan Openbaring 8, die 7de seël word oopgemaak. En ons lees daar in vers 1. Toe die lam die 7de seël oopmaak, het daar stilte in die hemel gekom, omtrent 'n halfuur lank. Broers en susters, die prediking gaan nie daaroor vanmôre nie, maar dit gaan daaroor, wie kon die boekrol oopmaak? Die lam het die boekrol oopgemaak. Maar wat staan in die boek? Wie kan die boek lees? Terug na Openbaring 5. Een van die 24 ouderlinge, hulle kon dit nie meer hou nie, en hulle sê vir Johannes in vers 5, moenie huil nie. Kyk, die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal. Hy kan die boek met die 7 seëls oopmaak. Daar breek vir Johannes die deur, die leeu uit die stam van Juda. Ons lees daarvan Genesis 49 vers 9, ook in Jesaja 11 vers 1. En dit alles dui heen die koninklike na Jesus Christus. Want dis wie die leeu is.
En dan in vers 6, en ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die 4 lewende wesens, en in die middel van die ouderlinge staan daar 'n lam, asof hy geslag is, met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. 'n gedooie, geslagte lam kom neem die boekrol. Nie op die slagveld word die oorwinning behaal nie, maar by God, op Golgotha. Ons is tog so anders vandag. Ons wil sê, man, ons het die mag, ons het die krag, ons het die tegnologie, ons het die weermag. Nie dat ons dit vandag meer het nie, maar jy verstaan. Ons wil so graag sê, ons het dit. Maar nee, die geslagte lam op Golgotha, 'n slagveld waar die Satan in sy trawante dink, ons het ontslaag geraak van Jesus Christus. Maar die lam het oorwin. Dis die oorwinning. Dis die troos wat ons het. Deur die kruis, deur die opstanding heen. Want dis die troosboek, vers 8 tot 14. En wat is ons reaksie nou? Wat is ons reaksie? Gereformeerde Kerk Burgersdorp. Wat is die GKSA se reaksie? Wat is die Christene se reaksie oor die hele wêreld? Hier lees ons van die 4 lewende wesens wat die hele skepping verteenwoordig. Die 24 ouderlinge wat al die gelowiges in die Ou en in die Nuwe Testament verteenwoordig. 24 ouderlinge, die 12 stamme, die 12 apostels, simbolies van al God se volgelinge, die Christene. Daar was 3 reaksies. Eerstens, die 24 ouderlinge gaan kniel voor God. Elkeen met 'n siter en 'n wierookbak. Hoekom 'n siter? En is interessant in die Grieks, wil jy weet, en u gaan die woord altyd onthou, dink ek. Die Griekse woord vir siter is kitara, 'n kitaar, 'n kitara. Hulle het almal 'n siter gehad. En wat doen hulle? Hulle loof die Here, hulle prys hom. Kitara. En die wierookbak, dis die bakke van die gebede wat die gelowiges gebring het. Bid u broer en suster, kind, daardie gebede word opgevang en voor God gebring. Die 24 ouderlinge kniel met hulle siters, met hulle wierookbakke, hulle aanbid God. En dan begin hulle 'n nuwe lied sing. Ons lees hier van 3 liedere. 'n Nuwe lied om God se oppermag, sy heerskappy te besing. Ons lees in die hele psalmboek daarvan, Psalm 40:3. Hy het my 'n nuwe lied in die mond gelê, 'n loflied vir God. Psalm 33 vers 3, sing 'n nuwe lied vir hom. En die eerste nuwe lied, gesing deur die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge. Hoekom 'n nuwe lied? Want die verlossing het aangebreek. Die verlossing deur Jesus Christus. Die tweede nuwe lied, gesing deur die engelekoor. En kan u jouself indink, broers en susters, duisende der duisende, miljoene der miljoene engele, wat tot eer van God sing. En as ons eendag daar kom, gaan ons saam met hulle sing. En nou, dink jy ons is 'n ou klein gemeentietjie? Ja, seker is ons. Maar God hoor elke lied wat ons sing, elke psalm. Want die nuwe lied is om God te loof en te prys. En wat sing hulle?
Vers 12, die lam wat geslag is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en die sterkte, die eer, die heerlikheid en die lof te ontvang. En die lofprysing besing ook die lam by die aanbreek van sy messiaanse koningsheerskappy. En die derde nuwe lied, en daar sing die hele massa koor. Nou is dit die 4 lewende wesens, die 24 ouderlinge, die miljoene engele, aan hom wat op die troon sit en aan die lam, kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En die laaste lied, nou sing almal saam, die 4 lewende wesens, Amen. En die ouderlinge het gekniel en God aanbid. Om jou af te sluit. Ons het reg aan die begin gevra, wil jy weet wat die toekoms inhou? Wil jy weet wat gaan na die verkiesing in die land gebeur met die gereformeerde kerk Burgersdorp, met die kerk van die Here oor die hele aarde? God openbaar dit in sy woord. Hy sê nie dit gaan rose geur en maanskyn wees nie. Dit gaan ons in die hemel beleef. Maar hier op aarde is daar 'n stryd. Want die ou Satan loop rond soos 'n brullende leeu. Hy soek wie hy kan verslind. En die kerk moenie dink, die kerk, al die Christene, ons moenie dink, dit is maklik op aarde nie. Want die ou duiwel val ons aan. Ons wat glo, ons wat in Christus hom dien, hy wil ons van God af wegruk. Maar ons hoef nie bang te wees nie. Want God is in beheer. Die boekrol is oopgemaak. En Jesus Christus het aan die kruis vir ons betaal. Dis wat ons moet weet. Hy is ons verlosser. Hy is ons saligmaker. Niks en niemand kan ons ruk uit die hand van God nie. Romeine 8 vers 31 tot 39, die oorwinningslied. Ons is veilig. Gaan nie maklik wees nie, maar ons is veilig. Want ek weet waarna toe ek op pad. Mag die Here ons seën om aan die lam vas te hou, die geloof te bly behou, en mag God al die eer kry deur Jesus Christus. Mag ons as gemeente God dien en aanbid met groot vreugde en groot hartlikheid. Amen. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Ons Vader in die hemel, baie dankie dat Jesus Christus die boek oopgemaak het, die lam van God. Ons dankie dat hy waardig was, waardig is en altyd waardig sal wees. En daarom dank ons U dat ons vanmôre ook weer U kon loof en prys en dat ons U woord kon hoor. Ons wil in besonder ook bid vanmôre, Here, vir elke gesin, elke familie in die gemeente. U ken elke gesin se lief en leed. U weet van elkeen se vreugdes, se blydskap, maar ook hulle wat swaar kry. Ja, waar daar dood in families is, waar daar siekte is, waar daar swaar kry is, waar daar vreugde is, ons bid vir mekaar. En ons bid, o Vader, dat U ons sal lei deur die Gees om ook as gemeente mekaar se hande te vat, om mekaar lief te hê,
om Here ywerig U te dien. Ja, elke Sondag, elke dag van die week. Maar ons wil ook bid vir hulle wat ver van ons af is. Ons dink aan ons broers en susters, ook Here, waar hulle die evangelie bring, in verre vreemde lande, in baie gevaar. Ons bid vir hulle waar daar swaar kry is met oorloë, want oorlog is altyd vernietiging. En tog vrees ons nie hom wat die liggaam kan doodmaak nie, maar ons vrees U wat jou siel in die hel kan werp. Maar daarom wil ons ook bid, Here, vir almal wat oor ons aangestel is, die owerheid, die regering. Maar ons bid ook, Here, vir ons teologiese skool, vir die professore, hulle wat jong broers moet oplei, ook vir broer Skalk, waar hy by ons ook prakties doen. Ons bid vir almal wat in U koninkryk werk en wil werk. Ons bid, Here, ook vir die kerkraad van hierdie gemeente, die diakens, die susters, vir elke een, van die oudste tot die jongste. Ja, veral vir hulle, Here, bid ons wat oud geword het, wat swak geword het, wat nie meer saam met ons in 'n erediens kan vergader nie. Ons dink aan hulle daar in Dirk Postma Ouete Huis, wat ook nou inluister. Ons bid dat U met hulle sal wees, met almal wat hulle daar versorg, die verpleegsters en die susters. Here, en ons bely voor U, dat ons diep afhanklik is van U, dat ons sonder U, Here, nie een oomblik kan bestaan nie. Wil U ons daarom altyd in U liefdevolle hand vashou. Wil U ons teen die bors vasdruk. O Here, wees met ons en vergewe ons waar ons oortree. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Die diakens sal nou ook die liefdesgawes insamel om hulle wat behoeftig is te versorg, en daarna sing ons saam uit Skrifbreuming 5:3 weer eens die 4de en die 5de vers. Ek wil u net herinner, as ek dit reg het maar het, is daar iets te ete en te drinke na die tyd. Jy is almal baie welkom. Kom ons gaan kuier saam in die saal, bespreek die preek en vat ook mekaar se hande daar saam. Dankie.
die sondelose lam vir sonde skuld geslag, is waardig om te ontvang die rykdom wysheid krag en eer en heerlikheid en dankbeseninge en al wat leef en roer, al die geskape dinge op aarde en diep omlaag of in die hoë hemel, al wat die see bewoon en in sy dieptes wemel. Die ganse skepping sing met krag van jubel toon aan hom wat heerlik is hoog op die wêreld troon en aan die lam van God self ewige skepingshere sy ewig lof en prys en krag en roem en ere met amen, amen het die gerubs opgeswewe. Die oudstes het aanbid voor om wat ewig lewe. Geliefdes, die Here stuur ons ook die week in met sy seën. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met u almal wees en bly. Amen. 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 Amen.